Goeiedag aan die Bybel in 1 jaar studiegroep. Ons is nou so in week 2 of week 3, miskien as jy hierdie video kry, waar ons kyk na die skrif en ons gee elke week vir jou skrifidee wat jy daardie week kan gaan analiseer volgens ons saadformaat. Nou, ek wil jou regtig bemoedig. Miskien wil jy dit nie ons saad gebruik nie, jy kan enige ander skrif gebruik. Maar ons wou net op 'n eenvoudige wyse begin, sodat almal committed genoeg sal wees om dit te doen. Dis hoekom ons nie te veel skrif gebruik nie, en asook net een skrif 'n week gebruik. Nou ek gaan vir jou sommer aflees hier van die WhatsApp groep af, want ons stuur dit vir op WhatsApp deur. Hy sê hier in Handelinge 7 vers 51, dis in die ou Afrikaanse 53 vertaling, hy sê, julle hardnekkiges en onbesnedenis van hart en ore, julle weerstaan altyd die Heilige Gees, net soos julle vaders, so ook julle. Nou, wanneer ons kyk na hierdie skrif, dan moet ek en jy dit nou analiseer, en ek wil miskien ook net hier sê, dis nie net mense in Suid-Afrika wat hierdie Bybelstudiekursus volg nie. Daar's van wat van Abu Dhabi af ons gekontak het, en uit Namibië uit, en ander lande, en dis wonderlik om julle deel van hierdie groep te hê. En ons sal bietjie eendag op 'n video noem van waar orals het ons mense gekry wat ingeskryf het vir hierdie maklike Bybelstudie, wat ek glo toeganklik is vir enige persoon, wat graag net meer wil weet oor die skrif. Nou, wanneer ons kyk na die saadformaat, en ek wil vir jou regtig kom bemoedig, jy hoef nie op 'n bord te skryf nie, jy hoef nie dit te tik nie, jy kan as jy wil, jy kan vir jouself 'n template opstel en dit doen, jy kan jou dagboek gebruik om dit te doen. Jy gaan een papiertjie 'n week gebruik in jou dagboek, as jou dagboek nie te vol geskryf is nie, kan jy dit daaraan doen. Jy kan miskien vir jou addisionele dagboek kry, jy kan 'n bloemlesing gebruik, wat jy ook al wil gebruik, 'n examination pad, om dit in te skryf, en net vir jouself te analiseer, jy kan dit selfs in 'n leerformaat vir jouself bymekaar maak. So kom ons gaan kyk dan net, die S staan vir skrif, die A vir analiseer, die ander A vir aanwend, en die ander een vir dialoog, die D staan vir dialoog. Nou skrif gaan oor die woord. Ons gee vir jou skrifie deur, of jy kan jou eie skrifie vat. Nou wat jy dan doen is, ek en jy vertrou die Here, wanneer ons kyk na hierdie skrif, want dit is die Heilige Gees, wat die woord moet oopbreek vir my en jou. Dis kom hy praat, as hy praat in Efesiërs 6 oor die wapenrusting, dan sê hy die swaard van die Gees, die woord van God. So die Heilige Gees, se swaard, is die woord van God. So wie moet jy gaan vra? Wie is die kryger wat met sy woord werk? Die Heilige Gees. So jy gaan vra die Here vir openbaring. Maar ek en jy hoef dit nie breinloos te doen nie. Ons hoef dan nie ons intellek een kant te skuif nie. Ons kan hierdie skrif gaan analiseer. Ons het tog 'n gesonde verstand gekry om dit te doen. Ons almal gaan dit nie presies op dieselfde manier analiseer, of dieselfde diepte dit in analiseer nie. Van julle gaan dalk 'n geskiedenisboek vat, om verder te gaan lees wat hier aangaan. Van julle gaan sê, ek vat hierdie skrifie net soos wat hy is. Nou kom ek sê vir jou, hoe ek dit doen op 'n maklike manier, dit gaan jy miskien 10 minute vat op 'n slag, om die skrif so te analiseer, of dan die saadformaat toe te pas in die skrif, in hierdie skrifie. Heel eers sien ons die skrif, daar's die skrif, tweedens analiseer, hoe gaan ek dit analiseer? Ek gaan vra, wie praat hier? Ek gaan vra, wie het hier geskryf? In hierdie instansie is dit Lukas wat hier skryf, die disipel van Paulus. Van wie word hy geskryf? Van Stefanus. Stefanus, sal jy verder sien, word die eerste martelaar in die woord. Hy is die eerste een wat sterf vir sy geloof. Wanneer is dit geskryf? Nou ons weet nie presies die datum nie, maar ons weet daarom dit is gedoen nadat die kerk tot stand gekom het. In Handelinge 2 begin die gemeentes van die Here. Dis waar sy kerk opstaan. Voor dit was 'n tempelbywoning. Nou is dit eklesia. Nou is dit die vergadering van die heiliges, Jesus se liggaam wat bymekaar kom. En dan, hoekom is hierdie skrif geskryf? En hierdie is belangrik, jy sal sien, ek het hier ook geskryf konteks. Wanneer ons na skrif kyk, moet ons in konteks na skrif kyk. As jy gaan kyk hier, Stefanus was besig om te bedien. Hy het in wonderwerke gevloei. Hy het die woord van die Here vir hulle oopgebreek. En die geleerdes van die tyd het nie daarvan gehou nie. Want hy was 'n eenvoudige man. Hy was nie 'n skrifgeleerde nie. Maar hy was vol van die Heilige Gees, sê Hebreërs 6. Hy was, Handelinge 6. Hy was ook, het 'n goeie getuienis gedra. En daarom het hy een van die 7 diakens geword. En ons sien, hy floreer in die Heilige Gees, en hy is besig om mense te bedien, en hy is dinamies in wat hy doen. Sy aangesig is selfs geskyn soos die van 'n engel, as jy in Handelinge 7 gaan lees. Maar die geleerdes van die tyd het nie daarvan gehou nie. Niks fout met geleerdheid nie, maar daai geleerdes het nie gehou van wat hy gedeel het nie. Wat doen hulle? Hulle stook die mense op om in opstand te kom teen Stefanus. Nou hoe lyk dit wanneer iemand in opstand is? Het jy al probeer, wanneer mense in opstand is en hulle stap met 'n straat af,
Het jy al probeer om man alleen hulle te keer en met hulle te redeneer? Jy kan nie. Jy kan nie vir hulle enige logika gee, hulle gaan nie met jou debatteer nie, hulle wil beklei, hulle gaan jou hulle gaan jou kop van jou lyf af skree, hulle gaan jou intimideer, hulle gaan jou manipuleer, hulle gaan jou dreig, hulle gaan vrees in jou probeer inboesem, en dis presies wat met Stefanus gebeur, en uiteindelik vat hierdie betogers, vat hom voor die Joodse raad, en dan kom Stefanus, en dis hoekom jy dit in konteks moet lees, en hy verduidelik vir hulle die evangelie, en hy vat dit van vroeg in die Ou Testament af, vat hy dit deur na die Nuwe Testament toe, en hy verduidelik vir hulle die verlossingsplan van die Here, en dan sê hy vir hulle, hy sê, maar julle wil nie luister nie, hoekom? Julle is hardnekkig, julle is vas in julle tradisie, en julle is onbesnede van hart. Onbesnede van hart beteken, julle is nog nie wedergebore nie. Die Here het nog nie julle harte verander nie. Julle behoort toch nie aan die Vader nie. Dis wat hy eintlik vir hulle sê. Hy sê, julle weerstaan die Heilige Gees. Jy sien, wat byvoorbeeld die belangrik is, ek en jy moet besef, omdat ek Bybel lees, maak het my nie Christen nie. As dit so was, dan moes ek 'n Toyota gewees het, want ek is in 'n garage gebore. Dis ongelukkig nie so, en ek moet ergens Jesus Christus aanneem. En hierdie ouens het nog nie, so hulle die Heilige Gees weerstaan. Hy sê, net soos julle Vader, so ook julle. Hy sê, so dit kom nou al van lankal af, dat julle dit op hierdie manier doen. So die evangelie was hierdie radikale boodskap wat verkondig is. Wanneer ek en jy baie keer kyk na die evangelie, en dan dink ons, okay, ja, dis nice, dis mooi. Ons besef nie die enorme prys wat vir die evangelie betaal is, en dat almal nie staan vir die evangelie nie. Die woord van die Here sê vir ons, ons sal ook eendag voor die Here staan, en rekenskap gee oor hierdie evangelie, hoe ons dit toegepas het in ons lewe. Nou wat, so ons analyseer hom, en dan wat doen ons verder? Ons kyk hoe kan ons dit aanwend in ons lewe. As ek kyk na hierdie skrif, dan vra ek myself, Here, is daar iets wat ek moet verander? Is daar iets wat ek moet aanpas? Is ek dalk meer wetties as genade? Ek sê nie genade is 'n goedkoop term, en jy gee net vir almal genade nie. Jy kry genade wanneer jy berou toon, en regtig jou van jou werke bekeer. Maar ek moet die Here gaan vra, is daar iets wat moet verander in my mondering? Is daar iets wat ek nie reg doen nie? Is daar iets wat ek maar net aanvaar het? Ek daag altyd mense uit. As die Here my waarheid wys in sy skrif, sal ek vir hulle sê, as jy my verkeerd kan bewys, dan sal ek vir jou R100 gee. Wys my, dis verkeerd. Of geef my 'n ander skrif. Partykeer net om mense uit te daag. Mense net uit te lok. Miskien so 'n bietjie op iemand se toon te trap. Ek sê ons moet rebels raak nie. Maar weet jy, ons moet vir onsself gaan vra, hoe wend ek hierdie skrif in my eie lewe aan? Dis belangrik. Heel eers in jou eie lewe. Hou baie oor die mense om jou. Vat dit eers vir jouself. Jy sien, wanneer ek en jy na die woord van die Here luister, en baie keer dink ons, hierdie woord is vir Johnny, of vir Sari, of vir Pieter, dan moet jy weet, eintlik het jy daai woord nodig, want jy dit van jou af laat bounce, dit het gericochet van jou af na iemand anders toe. Vat dit eers vir jouself, gaan herkou hierdie woord, kyk, en vra jouself, Here, is daar plek waar ek dalk die Heilige Gees weerstaan? Is daar dalk 'n plek waar ek nog hardnekkig is? Here, ken ek jy, of is ek nog onbesnede van hart? As jy nog onbesnede van hart is, gaan kyk wat sê die woord van die Here oor redding. So jy kan al die goed doen, en dis waaroor die aanwending gaan. Die aanwending is soos 'n salf. Jy sit dit saggies op die wond. Jy sit dit saggies op die plek wat moet herstel. Net so die woord van die Here. Ons hoef nie mekaar te Bybelpans nie. Daar's 'n mooi en 'n oordentlike manier, en 'n waardige manier, wat jy die evangelie kan oordra na mense. En dan, die laaste letter in hierdie woord is D in die woord saad. En dit gaan oor dialoog. Dit gaan oor my koneksie, my intimiteit met die Here. 1 Korintiërs 1:9 sê, ons is geskape om gemeenskap met God te hê. So dit gaan oor my intieme verhouding met die Here. Johannes 10 sê, my skape ken my stem, en daarom sal niemand hulle uit my hand uit ruk nie. So ons ken die Here se stem. Daar's iets van 'n dialoog met God. Of hy praat met jou deur sy woord, of hy praat deur jou gedagtes, of hy praat deur jou gewete. Romeine 9 vers 1 praat daarvan. Romeine 8 vers 16 sê, God se Gees getuig saam met my gees dat ek 'n kind van die Here is. So daar's sekere maniere hoe God met my dialoog en met my praat, het sy direk of indirek deur sy woord. En dan gaan bid ek daaroor, want dit is deel van dialoog. Ek dink die swakste vorm van gebed is wanneer ek net 'n gebed resiteer en nie wag dat die Here terugpraat nie. Ek luister nie na my hart nie, want dis waar God gewoonlik praat, is in jou hart en in jou verstand. Hy praat nie hoorbaar nie, of dit gebeur min dat hy hoorbaar praat, maar hy wil graag terugpraat met jou, hy wil dialoog met jou, sodat jy ook met ander mense kan gaan dialoog. Dis jou eerste oefening, is praat met die Here daaroor, voor jy met mense daaroor gaan praat.
Waar kan jy hierdie saad gebruik? Jy kan dit gebruik in 'n studiegroep, jy kan dit gebruik in jou selgroep, jy kan dit net vir jouself alleen ook gebruik. Daar waar jy miskien sit, etenstyd of voor die werk begin, en jy analiseer dit gou in. Jy vat hierdie skrif vir 'n hele 5 dae in die week, of 7 dae vir daai week, en jy gaan hom deur, jy gaan hom weer deur, jy gaan hom weer deur, en jy connect ander skrifte met dit. Dis wat die woord vir my en jou oopmaak, van 'n baie eenvoudige manier af. Kom die Here dalk in jou lewe, en hy kom breek die skrif, sy woord vir jou oop. En al waar jy begin het, is met een onderwerp, of een skrif, of een gedagte. En as jy aan die einde van die week kom, sê jy, wow, ek het dalk 14 ander skrifte ingewerk, wat hiermee connect. Dit hang af wie jy is, dit hang af hoe jy die woord wil analiseer. Almal wat aan my luister, wil nie noodwendig lang opstelle skryf nie. Ek verstaan dit, ek is saam met jou. Ek verstaan jou hart. Maar vat dit dan net en analiseer dit vinnig vir jouself en sê, Here, ek wil hierdie prakties toepas in my lewe. Ek kan jou waarborg, jy sal nooit weer dieselfde wees nie. Om hierdie saad te vat, as jy hierdie saad verstaan, is dit so saad wat in jou eie lewe gesaai word, en ook in die mense om jou. Jy is welkom om ons te kontak, as jy enige vraag het, as jy jou saad gedoen het, ek noem dit dan sommer 'n saadvorm, hoe jy dit ook al doen, en jy dink dit kan baat vir ander mense ook, stuur dit vir ons deur. Ons kan ongelukkig nie alles post nie, maar ons sal van dit vir jou post. As ons nou sien, wow, ons vind nogal byval by wat jy daar geskryf het, net sodat ons mekaar as 'n globale studiegroep ook kan bystaan. Mag die Here vir jou seën en lekker lees.